Goeiemôre vriende. So aan die begin van 'n nuwe maand. Mag dit vir julle 'n wonderlike maand wees wat voor julle uitstrek. Mag dit 'n maand wees waar julle sommer die Here se liefde en nabyheid ervaar. In ons gemeente is dit dan ook dankbaarheidsmaand, vriende. Dit is die maand wat ons vir die Here, die September maand was toewyding op 'n geestelike vlak. En in Oktober maand deur al die jare, ons het ook die 10de maand dankoffer gedoen al die jare, en toe het ons dit nou later net na dankbaarheidsmaand toe verander. En hierdie maand, vriende, gee ons geld weg, boonbehalwe dit wat ons gewone dankoffer wat ons gee. Ek moet net doodseker gemaak, dink ons begroting is 140.000 daarvoor, dis boonbehalwe al die ander wat ons gee. Ons gee synodale bydrae gee ons weg. Ek dink is omtrent ook so oor die 100.000 wat ons weggee. Die synode doen wonderlike goed, vriende. Hulle is by tehuise betrokke, kinderhuise betrokke, hulle is by rehabs betrokke, hulle is by armoedeprogramme betrokke, hulle is by ouer tehuise betrokke, en so kan ons aangaan. So die geld wat elke gemeente vir die synode gee, die synodale aanslag, is vriende, op 'n ongelooflike manier uitkoms vir 'n klomp mense, en maak het 'n enorme effek op mense. Ons as kerk, EG Kerk spesifiek, gestaan nie op die toppe van die heuwels en bassein wat ons doen nie. Ons het dit nog nooit gedoen nie. Hoe sê die Bybel, die linkerhand moet nie eintlik weet wat die regterhand doen nie. Ou moet kan nou dit beredeneer, is nou 'n goeie een of 'n slegte een, moet ou nie bemark nie, moet jy nie goed nie. Ons het dit altyd gevoel, die Here weet wat ons doen. En ons is geweldig betrokke in die gemeenskap, liewe vriende, reg oor die land op 'n baie groot manier. Ons hoor altyd wat doen, wat is hierdie ander organisasie, wat is hulle tog nou, ek kan nou nie vandag op hulle kom nie, wat so ook altyd op die voorgrond is. Vriende, as hulle dit doen, is ons al lank al betrokke by 'n klomp van die goed. Ons sê dit nou maar net nêrens nie, né? Maar ja, so hierdie maand se dankbaarheidsmaand, vriende, ek sal 'n bietjie meer oor dankbaarheid ook met julle praat. Ons gaan vandag ook daarby stil staan. Maar ja, dit is wat ons hierdie maand is. So boonbehalwe ons gewone dankoffers wat ons gee, vertrou ons die Here, dink ek is ons trek so by 140.000. Die interessante ding is, my geloof is maar baie keer klein gewees in die verlede. Dan kyk ek na die ekonomie en ek kyk hoe swaar mense kry, en dan sê ek vir die Here, ja, ek weet dan nie. En vriende, is elke jaar, dan kom verbaas die Here my, en maak ons dit nog meer as wat daar was. En net gou dit vir julle sê, so die synodale aanslag, betaal ons dit. Dan wat oorbly, gaan nie na die kerk se kas toe nie, wat oorbly gaan na ons omgeebediening toe. Ons omgeebediening is 'n fonds op sy eie, en daai geld, vriende, wend ons aan vir mense wat swaar kry. Vir mense wat swaar kry, vir mense wat regtig swaar kry, wat minder bevoorreg is. Ons bestuur dit baie mooi, vriende. Ons gee nie net geld weg nie. Daar's 'n groot stuk verantwoordelikheid rondom dit. So daardie omgeefonds, so dit wat ons maak, ons gee die volle bedrag, boonbehalwe ons dankoffer, die volle bedrag gee ons weg. Ons gee 'n synodale aanslag, gee ons vir die synode wat wonderlike werk doen, en dan dit wat julle meer gee as daardie synodale aanslag, dit gaan na die omgeebediening toe, en dit word aangewend vir mense in nood, vriende. En ons het al ontsettend baie mense in ons gemeente en weier gehelp in tye wat dit baie sleg met hulle gegaan het, wat hulle nie 'n kop bo water kon nou nie, kon ons daai fondse gebruik. So baie dankie vir julle getrouheid. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Vader God, dankie vir u liefde, u nabyheid, Here, en dat ons kan weet dat u ons altyd vashou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos julle nou al weet, ons gewoonte die afgelope 5 jaar, gaan nou in vir 6 jaar, is dat ons elke eerste van die maand het ons 'n doopherinnering en het ons 'n nagmaalsherinnering, né? Nou in die doop, vriende, kom ons sê net gou weer vir mekaar, kom ons gaan net gou weer terug na die besnydenis toe, na ons wortels toe. Die besnydenis het God vir Abraham gegee as 'n teken dat hy vir hom 'n God sal wees, en dat Abraham hulle sy volk sal wees. Wie was Abraham? Abraham was gelowig, vriende. Dit was nie sommer net die ou geplukkie van die kant af nie. Nee, hy het in God geglo. Omdat hy in God geglo het, het God vir hom 'n verbondsteken gegee, liewe vriende. En die teken sê, jy behoort aan my.
Dis wat die doop sê, wat die nagmaal sê. In die plek van die besnydenis het die doop gekom, vriende. Niks het verander, die verbondsouers staan nog steeds daar, dis God se kinders, die nuwe volk is wat Jesus Christus, liewe vriende, aanvaar as persoonlike verlosser en saligmaker. Die Bybel is baie duidelik, ek en jy's kinders van Abraham. Wat sê Abraham? Van die gelowige Abraham. So God het nog nooit sy belofte opgehef nie, liewe vriende. Die teken het wel verander, Jesus. Dat in plek van die besnydenis het die doop gekom. Ek dink is ook baie meer inklusief, né? In die Ou Testament was dit net manne wat die teken gedra het, en die doop is dit almal. Vrouens, mans, almal wat die teken. Wat sê die doop? Die doop sê, en is 'n teken dat jy God se eiendom is, dat jy inderdaad aan hom behoort, dat hy inderdaad jou kom skoon was het, inderdaad dat hy jou kom beseël het as sy eiendom. Dit is wat die doop beteken. Of dit is as 'n verbondsouer, of wanneer jy as 'n heiden tot bekering gekom het, en jy word gedoop, liewe vriende, die teken kom sê vir ons, jy behoort aan God. Jy behoort aan God. So wanneer ek en jy die doopbak gebruik, ek het soms so 'n bakkie gevat, liewe vriende, kan jy so stil raak, ook wanneer jou duiwel jou aanval, daar in jou enigheid, gebruik die tekens, gebruik die doop in die nagmaal, om jou te herinner daaraan dat jy vir God baie spesiaal is. Vriende, ek herinner julle vandag aan julle doop, dat julle gedoop is in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees, en dat God vir jou verantwoordelikheid aanvaar. God vir ons sê, jy sal vir my 'n volk wees, ek sal vir jou 'n God wees. Jy behoort aan my, jy is my eiendom, en die doop is 'n teken en 'n seël. Daarvan is nie amazing nie, liewe vriende. Dan gaan God verder, liewe vriende, en in die Ou Testament sien ons, het hy die Israeliete uitgesort, uit die volk van God. So nie luister, het hulle gestraf. Hy het hulle gestraf, vriende. Hulle is dood gemaak, hulle is vernietig op baie plekke, duisende dood gegaan daai tyd, omdat hulle nie God se wil gedoen het nie, omdat hulle afgode aanbid het, né? En as ek so my enigheid dink, liewe vriende, van God kan ons nou vooruit sien, en die drie enige God was altyd daar, God die Vader, Seun en Gees, van die begin van die wêreld af. Het hy gesien, nou nee, wat hierdie volkie van my, ek gaan almal verwoes, hier gaan nie een oorbly nie. En toe het hy vir Jesus gestuur, sy Seun, God self, om in ons plek te kom sterwe, liewe vriende, sodat wanneer ek en jy in hom glo, ons die ewige lewe kan hê. So wanneer ek en jy, liewe vriende, inderdaad, in die Ou Testament, kom ons gaan weer terug na ons wortels toe, was die Pasga gewees, Pasga, die teken van die bloed van die lammetjie, en die kusyn, die lammetjie geëet, met die bloed gesmeer, ongesuurde brood geëet, daarby, liewe vriende, om hulle te herinner aan die bevryding van slawerny. Jesus se bloed, wanneer ons die nagmaal gebruik, herinner die nagmaal tekens ons, dat Jesus ons bevry het uit die mag van slawerny, sonde slawerny. So in die plek van die besnydenis het die doop gekom, in die plek van die Pasga het die nagmaal gekom. Jesus is vir ons die ultimate lam wat geslag is, liewe vriende, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. So wanneer ek en jy inderdaad vandag kom, breek jy die brood op 'n eenvoudige manier, ons eet dit, ons drink die wyn, liewe vriende, weet dan ook dat die beker van danksegging is daar vir jou en vir my, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Jy kan stil raak nou en op jou tyd die broodjie neem, as jy hom wil pos, kan jy 'n bietjie daar dink en die wyn drink. Dit is inderdaad God se genade teken vir jou, dat jy vir hom baie spesiaal is, en dat hy Jesus in jou plek gestuur het, om vir jou te sterf. Dankie Here, baie dankie. Vader, ons wil afsluit met die geloofsbelijdenis, waar ons vir U wil kom sê, ons glo in U, die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het, ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene
Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ons glo inderdaad in 'n ewige lewe. Dankie Here. Vriende, mag julle God se liefde ervaar. Die genade in die Here Jesus ervaar God se liefde in die praktyk. En God die Heilige Gees wat elke moment, elke sekond, elke oomblik saam met jou is. Amen.